Nou hierdie hoofstuk 2 van Tessalonisense het Paulus geskryf aan die Tessalonisense. Nou hulle is 'n gemeente gewees in Tessalonika, aan wie hierdie selfde evangelie waarmee ons besig is, verkondig was. Wat was dit? Die koninkryk van Yeshua, ons hoop. Maar hierdie mense het dit so aangegryp, dat hulle, ek wil sê, amper, hulle het hulle voete gelig van hierdie aarde af. Hulle het opgehou werk, hulle het opgehou bestaan. En nou waarsku Paulus teen dit. Dan sê hy, pas op, moenie van balans afraak nie. Terwyl ons vir hom wag, moet jy nog eet. Jy moet nog in 'n huis bly. Jou kinders moet nog skool toe gaan tot hy kom. My hoop is op sy koninkryk, maar ek is nog in hierdie koninkryk. Solank as ek nog in hierdie lewe is en solank hy nog nie gekom het nie, is ek hierso. En as ons hoofstuk 2 lees, dan gaan ons sien dis wat hy waarsku. So kom ons begin nou by vers 1. Hy sê, maar ons vra julle broers met die oog op die wederkoms van ons meester Yeshua en ons vereniging met hom. Paulus praat, hy sê verenig. Maar baie van die mense aan wie hy geskryf het Yeshua gesien. Het met hom gewandel, want hy het baie meer disippels gehad as net 12. En hulle het die verwagting gehad, hy kom nou terug. Mense kan uit die apostels se briewe aflei en uit Handelinge, hulle het hom dadelik verwag. En nou is dit al 2000 jaar later. En nou waarsku Paulus hierso. Hy sê, ek wil net waarsku met die oog op hierdie verwagting wat ons het. Weer vers 1. Maar ons vra julle broers met die oog op die wederkoms van ons meester Yeshua en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie. Verstand te verloor beteken jy dink nie nigter nie. Deur gees, kleiner gees, of deur woord, of deur 'n brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is nie. Paulus sê, moenie jou verstand verloor nie. Weet hoe absoluut belangrik is. Verander jou burgerskap van hierdie wêreld na die koninkryk van God, maar besef jy is nog hierso. Dit sê nie, jy moet in 2 spore loop nie. Dit sê nie, jy moet halfhartig die koninkryk van God soek nie. Dit sê net, jy moet weet, jy is nog hierso. Okay, so, hierdie brief is vir ons ook geskryf. Maar dit is nou 2000 jaar later. Paulus waarsku hulle. Hy sê, jy moet eers iets gebeur. Jy moet eers iemand geopenbaar word, voordat die koms kan gebeur. Nou, vers 3 sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom. Afval van wat? Die afval van die evangelie. Nou, dit is nie die afval van die Christelike evangelie na 'n ander evangelie toe nie. Beteken nie jy gaan nou moslim word nie. Daar gaan nou 'n totale afval van Christene na moslems toe, of van Christene na die Joodse godsdienst toe, of van Christene gaan Paul aanbid nie. Dis 'n afval van die Christelike godsdienst. Dis die Christelike godsdienst wat gaan val, wat 'n verkeerde godsdienst gaan word.